Goeiedag, ek is Loot Jooste en ek groet u vanuit 'n kokende Bloemfontein. In die naam van die drie-enige God, God die Vader, God die Seun en met die kragtige werking van God die Heilige Gees. Ek wens u elkeen 'n baie geseënde 2026 toe tot eer van ons Hemelse Vader. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelse Vader, in naam van die Seun Jesus Christus, baie dankie dat ons weer die wonderlike voorreg het om vroeg in hierdie jaar rondom u woord te kan vergader. Wil dan ook nou deur die kragtige werk van die Heilige Gees met ons wees, sodat ons kan die regte woorde spreek wat die Heilige Gees vir my gee om te spreek, maar dat ons ook sal hoor dit wat die Heilige Gees wil hê ons moet hoor tot eer van die naam. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons kom vandag by die einde van 'n kort reeks wat begin het rondom Kersfees, naamlik wie is Jesus? Die eerste boodskap het gegaan rondom die geboorte van Jesus, wat ons onder die besef gebring het, dat Jesus soos die naam Immanuel aandui, God by ons geword het. Jesus moes Immanuel, God met ons genoem word, soos wat die profeet Jesaja voorspel het in Jesaja 7 vers 14. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. In Jesus is God by ons teenwoordig. In Jesus het God letterlik tussen ons kom woon. Johannes 1 vers 14. Jesus het toe as mens aarde toe gekom. 'n Mens kan sê hy het onder ons kom huis opsit. Ons het gesien hoe belangrik en wonderlik hy is. Net die unieke seun van die Vader is so groot en belangrik. Hy was soos 'n fontein van die goeie dinge wat God vir ons so onverdiend wil gee. By hom kon ons ontdek wat regtig waar en eg is. Toe Jesus mens geword het, het hy die volmaakte openbaring geword wat ons sien in Jesus se lewe en werk ook God se bedoeling met die mens. Hy was vir ons hierdie volmaakte openbaring van wat God se bedoeling met die mens was deur sy lewe en deur sy werk. Toe Jesus mens geword het, het hy ook die volmaakte voorbeeld geword, al was hy ook met heerlikheid beklee. Hy wys dus vir ons hoe om te lewe en gee terselfdertyd ook aan ons die krag om so te kan lewe. Jesus het ook die volmaakte offer vir ons sonde geword. Hy het as offer vir die wêreld se sondes as volmaakte mens aarde toe gekom en deur sy lyding en kruisdood die soenoffer vir die ganse mensdom se sondes betaal. Christus is ook vandag nog Immanuel, want hy is in die lewe van elke kind van God teenwoordig. Wat 'n wonderlike versekering kry God se kinders nie oor hierdie waarheid nie, by monde van Jesus self. Matteus 18 vers 20 sê Jesus, want waar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek by hulle. In Matteus 28 vers 20 sê Jesus, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Dit dan aangaande Jesus Christus as Immanuel, God by ons. In die tweede boodskap rondom wie is Jesus, het ons gekyk na Jesus se goddelike natuur. Hier het ons spesifiek stilgestaan by die getuienis in die Nuwe Testament, dat Jesus voor sy aardse geboorte saam met God in die hemel was. Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, dit is Jesus daar, en Jesus was by God. Ander verwysings na Jesus wat van die begin af saam met God in die hemel was vind ons in Filippense 2 vers 6, Kolossense 1 vers 15 tot 17 en Openbaring 1 vers 4 en vers 8. Ons het verder gesien dat Jesus in sy verhouding met God die Vader gelyk is met die Vader. Ek sê weer, ons het gesien dat Jesus in sy verhouding met God die Vader gelyk is met die Vader. Johannes 5 vers 18. Hieroor het die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak. Hy het nie net die Sabbatdag ontheilig nie, maar God ook sy eie Vader genoem en hom so met God gelyk gestel. Johannes 10 vers 33. Dis nie oor die goeie daad wat ons jou wil stenig nie, antwoord die Jode vir Jesus, maar oor Gods lastering, omdat jy, wat 'n gewone mens is, jou as God voordoen. Filippense 2 vers 6. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. God het ook stilgestaan, ons het ook stilgestaan by die feit dat in sy verhouding met die Vader Jesus een in wese is met die Vader. Johannes 1
vers 1, vers 2 en vers 18. Die woord Jesus, deur wie ons God leer ken, was reg aan die begin reeds daar. Jesus was by God, en Jesus was self God. Voor enigiets nog gemaak was Jesus al by God. Niemand het God ooit gesien nie. Die unieke seun, self God, is baie naby aan sy Vader. Daarom kan hy ons vertel wie sy Vader is. Hy kan ons leer wat ons van God moet weet. Verlede week het ons gekyk na die menslike natuur van Jesus, en wel na die volgende. Hy het 'n menslike geslagsregister, wat opgeteken is vir ons in Matteus en in Lukas. In die Bybel is ook baie duidelik opgeteken sy geboorte, sy besnydenis en besoeke aan die tempel. Ook is baie duidelik opgeteken sy lyding, sy sterwe aan die kruis op Golgotha om te betaal vir die mensdom se sondes. Die Bybel beskryf ook vir ons sy opstanding en sy hemelvaart. Ons het ook geleer dat Jesus menslike karaktertrekke gehad het, soos die feit dat mens aan hom kon geraak het, hy kon dus aangeraak geword het. Hy het ook honger en dors geword. Hy het ook moeg geword en het ook geslaap. Verder het hy ook kwaad geword, mense jammer gekry en selfs gehuil by 'n vriend se graf. Ons het ook ontdek dat as deel van sy menslike natuur, sy menslike wese by verskillende geleenthede na verwys word. Hy het mens geword, soos ons gesien het in Johannes 1 vers 14. Hy deel in ons mensheid, soos ons dit vind in Hebreërs 2 vers 14. Hy is gelyk aan ons as mens in alle opsigte, behalwe die sonde. Ons vind dit in Hebreërs 2 vers 17 en Hebreërs 4 vers 15. Ons moet bely dat Jesus mens geword het, 1 Johannes 4 vers 2 en 2 Johannes vers 7. Hierdie week staan ons vir 'n paar oomblikke stil by die feit dat Jesus ook ons middelaar by God is. Ons skriflesing vind ons in Romeine 5 vers 6 tot 11. Ek sê weer, ons skriflesing, Romeine 5 vers 6 tot 11. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dis nie al nie. Ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Tot sover ons skriflesing. Het jy opgemerk hoeveel keer in die geleesde gedeelte die woord deur voorkom? En elke keer is dit iets wat deur Jesus bewerkstellig is. Net 'n verduideliking van twee terme wat ons vorentoe in dit gesprek vandag gaan hoor. Die woordjie middelaar. 'n bemiddelaar of 'n middelaar is 'n tussenganger wat intree om twee strydende partye te versoen of om 'n boodskap of 'n gawe van die een na die ander oor te dra. In ons daaglikse bestaan is die wêreld vol bemiddelaars wat probeer om vrede te bemiddel tussen strydende partye in verskeie oorloë wat wêreldwyd woed. Die volgende woord waarna ek wil eers moet kyk is die woord hoëpriester. Wat beteken dit dat Jesus ons hoëpriester is? Hoëpriester is een van die baie titels wat aan Jesus toegedig is, soos byvoorbeeld die titel Messias en Verlosser. Elkeen fokus op 'n spesifieke aspek van wie Jesus is en wat dit vir ons as mens beteken. Die hoëpriester moet 'n mens wees. In Hebreërs 5 vers 1 vind ons die geskrif wat sê, elke hoëpriester word uit die mens geneem. Dit beteken dat elke hoëpriester ook 'n mens moet wees. Natuurlik is dit die rede hoekom Jesus mens moes word, voordat hy vir die mensdom versoening kon bewerk. Jesus is God van ewigheid af, en hy het mens geword om tot die dood toe te lei as mens,
sodat hy ons kan dien as ons hoëpriester. Omdat hy volkome mens was, was hy onderwerp aan alle swakhede en versoekinge wat ons as mens beleef, sodat hy persoonlik kon saamvoel in ons swaar kry. Jesus is groter as enige priester, en dit gee ons die vrymoedigheid om na die genadetroon van God te gaan, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang, en so op die regte tyd gered kan word. In Hebreërs 2 vers 17 staan geskryf die volgende oor Jesus as ons hoëpriester. Daarom moes hy ook in elke opsig gelyk word aan sy broers, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kon word, om as offer te dien tot versoening van die mensdom se sondes. Die woord priester dra ten minste 2 betekenisse. Eerstens beteken dit iemand wat bemiddelaar is in godsdienstige byeenkomste. Tweedens beteken dit iemand wat heilig en afgesonder is om daardie dienste uit te voer. Toe die 10 gebooie op die berg Sinaï aan die Israeliete gegee is, was die stam van Levi, wat ons ook noem die Leviete, as die dienaars van die tabernakel aangewys, saam met Aaron se familie, wat die priesters geword het. Die priesters was verantwoordelik om intersessies, dit wil sê bemiddeling te doen voor God vir die mense, deur die offer van baie offerandes, wat deur die wet vereis word. Onder die priesters is een deur die priesters as hoëpriester aangewys. Hierdie hoëpriester moes 1 keer 'n jaar op versoeningsdag in die allerheiligste gaan en die offerbloed op die verbondsark plaas. Deur hierdie daaglikse en jaarlikse offerandes was die mense sondes tydelik vergewe, totdat die Messias gekom het om hulle sondes permanent weg te neem. Hebreërs 9 vers 11 tot 12 sê vir ons: Maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met die van bokke of kalwers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring vir ons. Soos die Levitiese priesters het Jesus 'n offerande gebring om die wet van God te bevredig, toe hy homself vir ons sondes geoffer het. Anders as die Levitiese priesters wat aanhoudend offers moes bring, het Jesus net eenmaal homself as offerande moes bring om sodoende ewige verlossing vir almal wat na God toe kom deur hom te bring. Moses was die middelaar toe God die 10 gebooie aan die volk Israel gegee het. Christus is die middelaar tussen God en die mens om versoening te bring. Hy is die middelaar van die genadeverbond. Die Bybel is vol van menslike middelaars wat vir mense tussen mense optree. Hierda tree vir Benjamin in by Josef. Moses praat met die farao terwille van al die Israeliete. Jonathan tree vir Dawid in by Saul. Abigail pleit by Dawid vir Nabal. Esther praat met koning Ahasveros terwille van haar volk. Nou kan ons kyk vervolgens, vind ons uit 'n bietjie ook dat mense optree as middelaars tussen God en sy volk Israel. Moses het opgetree tussen God en die volk Israel. So ook die verskillende profete, ons kan aan hulle dink. Jesaja, Jeremia, Nehemia, Esegiel, Eli, Elia, Elisa, priesters en selfs konings het opgetree as bemiddelaars tussen God en sy mense. Vervolgens staan ons stil by Jesus Christus as middelaar tussen God en mens. Daar is verskillende aspekte waarna ons gaan kyk van Jesus as middelaar tussen God en mens. Nommer 1, Jesus as middelaar van 'n nuwe verbond. Hebreërs 8 vers 6. Maar nou het Jesus 'n voortreffeliker priesterdiens gekry, deurdat hy middelaar is van 'n beter verbond wat op uitnemender beloftes gegrond is. Hebreërs 9 vers 15 sê vir ons: Daarom is hy ook die middelaar van 'n nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Die tweede plek,
Jesus is die enigste middelaar tussen God en mens. 1 Timoteus 2 vers 3 tot 6. So is dit goed en aanneemlik vir God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Daar is immers net een God, en daar is net een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself as 'n losprys vir almal gegee. Dit was op die bestemde tyd die bewys van die bedoeling van God. Die mens word deur die sonde van God vervreem, en daar is net een persoon in die heelal wat ons weer met hom kan versoen, naamlik Jesus, wat tegelyk God en mens is. Jesus het homself as offer gegee, so ook ek en jy, sodat ek en jy die nuwe lewe kan ontvang. Ons moet ons lewe ondersoek, om vas te stel of ons met God die Vader versoen is. Ek sê weer, ons moet ons lewe ondersoek, om vas te stel of ons met God die Vader versoen is. In die derde plek, Jesus Christus as middelaar is ten volle God. Johannes 1 vers 1, soos ons al reeds vroeër gesien het, die woord Jesus, deur wie ons God leer ken, was reg aan die begin reeds daar. Jesus was by God en Jesus self was God. Hebreërs 1 vers 3. Uit hom straal die heerlikheid van God. Dit wil sê, uit Jesus straal die heerlikheid van God. En Jesus is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit, dit wil sê aan die regterhand van God in die hoë hemel. Wanneer ons die gedeelte Hebreërs 1 vers 1 tot 3 lees, sien ons dat God in die Ou Testamentiese tyd verskeie maniere gebruik het om sy boodskappe na die mense te stuur. Hy het deur gesigte en drome gepraat, maar het ook persoonlik met hulle gepraat. Die nuwe is dus nie dat God praat nie, maar dat hy homself in Jesus Christus teenwoordig maak. Waar hy vroeër maar net met mense gepraat het, openbaar hy homself in Jesus Christus sy seun. Jesus is nie net God se seksman nie, maar hy is self God. Die God wat in die Ou Testamentiese tyd met mense gepraat het, hy het die heelal saam met die Vader geskape. Dit is baie interessant, ek wil weer vir u hierdie stukkie lees. Die nuwe is dus nie dat God praat nie, maar dat hy homself in Jesus Christus teenwoordig maak. Waar hy vroeër net met mense gepraat het, openbaar hy hom nou self in Jesus Christus sy seun. Jesus is nie net God se seksman nie, maar hy is self God. Die God wat in die Ou Testamentiese tye met mense gepraat het. So Jesus het al reeds in die Ou Testamentiese tyd, omdat hy God is, met mense gepraat. Hy het die heelal saam met die Vader geskape. Hy is die volle en dis ook die finale openbaring van God. Jesus Christus, wat die naaste aan die Vader is, het hom kom bekend maak aan ons. Die persone vir wie hierdie openbaring nie voldoende is nie, moet weet dat daar geen ander hoër of beter openbaring van God is nie. Jesus Christus, die middelaar, is die volmaakte en volkome openbaring van die lewende God. Hy is ten volle God. In die vierde plek kyk ons na Jesus, ons middelaar, wat ook ten volle mens is. Jy het reeds gesien 1 Johannes 1 vers 14. Jesus het toe as mens aarde toegekom. Mens kan sê hy het onder ons kom huis op sit. Ons het gesien hoe belangrik en wonderlik hy is. Net die unieke seun van die Vader is so groot en belangrik. Hy was soos 'n fontein van die goeie dinge wat God vir ons so onverdiend wil gee. By hom kon ons ontdek wat regtig waar en eg is. Filippense 2 vers 6 tot 8. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot die dood, ja, die dood aan die kruis. Hebreërs 2 vers 14 en 17. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood
die een wat mag het oor die dood, naamlik die duiwel, te vernietig. Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Hierdie skrifgedeeltes is almal vanselfsprekend in hulle verduideliking, dat Jesus volkome mens was. Hy moes volkome mens word, om vir ons die volmaakte, barmhartige en getroue middelaar by God te kan wees, om die sondes van die mensdom te versoen. In die 5de plek, versoen ons met God deur sy dood. Dit is wat Jesus Christus as middelaar ook vir ons gedoen het. Hy versoen ons met God deur sy dood. 2 Korintiërs 5 vers 18 tot 19 en ook vers 21. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met God versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening is dat het hy aan ons toevertrou. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. God bring ons terug na homself of versoen ons met hom deur al ons sondes te vergewe en ons regverdig te maak. As ons in Christus glo, is ons in werklikheid met 'n uitruiltransaksie besig. Jesus verruil naamlik ons sondes vir sy goedheid, dit wil sê sy genade. Ons sondes is met sy kruisiging op hom gelaai en daarmee saam het hy ons vrygespreek van ons skuld. Dit is wat dit beteken as ons sê dat Jesus vir ons sondes gesterf het. God bied aan om vir ons sy vryspraak in die plek van ons sondes te gee. Hy gee dus vir ons iets, in hierdie geval iemand met 'n hoofletter geskrywe, van onskatbare waarde, naamlik Jesus Christus, en ontvang iets wat heeltemal waardeloos is in ruil daarvoor. Die eindresultaat is dat ons vrygespreekte nuwe mense van God geword het, wat in 'n nuwe verhouding met hom en ons naaste moet leef. Kolossense 1 vers 21 tot 22. Ook julle was voorheen ver van God af en vyandig gesind teenoor hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse. Maar nou het hy ook julle met hom versoen, deurdat sy seun as mens gesterf het, om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor God te stel. Daar is niemand wat goed genoeg is om homself of haarself te red van die helse vuur nie. In hierdie verse word ons daaraan herinner, dat almal vroeër vyandig teenoor God was, maar dat ons nou deur Christus versoen is. Dit geld vir almal, of ons nou moordenaars was, of eerlike en hardwerkende landsburgers. In die 6de plek, Jesus Christus tree as middelaar vir ons op, vir mense by God. Hy tree vir ons, as gewone mense, by God in as middelaar. Romeine 8 vers 34. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Daarom kan ons sê, hy tree vir ons op as middelaar by God die Vader, waar hy vir ons as mensdom intree. Hy pleit vir ons by God die Vader. Hebreërs 7 vers 25. Daarom kan hy, Jesus, ook die wat deur hom na God gaan, eens en altyd verlos. Jesus lewe vir altyd, om vir hulle by God in te tree. 1 Johannes 2 vers 1. Dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van julle sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak, ons middelaar, by die Vader. God alleen is nie net vir ons nie, maar sy seun Jesus, die Christus, pleit vanuit sy magsposisie aan die regterhand van God die Vader, dag en nag vir ons. Ek wil weer hierdie gedeelte vir u herhaal. God alleen is nie net vir ons nie, maar sy seun Jesus, die Christus, pleit vanuit sy magsposisie aan die regterhand van God die Vader, dag en nag vir ons. Wat 'n wonderlike gedagte is dit hierdie, om te sien
dat God is vir ons. God is vir sy kinders. God wil hê dat mense hom verlore gaan nie. Hy is vir ons. En dat sy seun Jesus Christus ook nog vir ons uit sy magposisie dag en nag vir ons pleit by God. As ons hoëpriester is Jesus ook ons advokaat. Die een wat vir ons by God intree, ons middelaar. Christus gaan nie maar net eenmaal per jaar om vir ons voorspraak te doen nie, maar hy doen dit derendtyd, dag en nag, jaar in en jaar uit, of soos ons in Afrikaans sê, 24/7. Christus se teenwoordigheid by die Vader verseker jou dat daar al klaar vir jou sondes betaal is, dat jy vergewe is, as jy glo in Jesus Christus en gebreek het met jou sondige lewenswyse, en dat Jesus jou saak by God behartig. Slegs wanneer jy gebreek het met jou sondes, dan tree Jesus Christus vir jou in as jou advokaat by God, en behartig hy jou saak verder by God. Die offer Jesus self, wat jou met God versoen het, hoef nie herhaal te word nie. Vir eens en vir altyd is jy volmaak verlos deur jou geloof in Jesus Christus alleen, om daardie offer van hom te ontvang. Onthou, een baie belangrike feit, om die regte belydenis voor God te hê vir vergifnis van sonde, help net mooi niks, as mens nie aan daardie belydenis vashou nie. Dit wil sê, as jy nie daardie belydenis leef nie, oorgeset synde, as jy nie leef dit wat jy bely nie. As jy bely dat Jesus Christus jou middelaar by God is, dan hoef jy nie te wonder of jy kind van God is nie. Jy moet weet dat jy kind van God is, en leef daarvolgens. 1 Johannes 5:13. Hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, julle, wat in die Seun van God glo. Moenie twyfel aan jou redding, jy wat glo dat Jesus vir jou sondes betaal het, en nog steeds dag en nag by jou betrokke is, as jou middelaar by God nie. In die laaste punt kyk ons na Jesus as middelaar, bring nou die boodskap van God aan die mense. Hebreërs 1:1-2. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat, deur die profete, maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat, deur die Seun. En ons het vandag die woord. Ons het die woord van God, wat die woorde is wat Jesus Christus tot ons rig. En ons het ook die werking van die Heilige Gees, wat Jesus al reeds gestuur het, soos hy beloof het, om met ons te kom praat. Hoe hoor ons God se stem? In die eerste plek deur die Bybel, deur die werking van die Heilige Gees, deur gesprekke met medegelowiges, deur preke, en ook deur gelowige gebed en afwagting op God se antwoord daarvoor. Is jy seker dat Jesus jou lewende middelaar by God is, en dat hy vanuit sy magsposisie aan God se regterhand vir jou intree? Ek vra weer vir jou die vraag. Is jy seker dat Jesus jou lewende middelaar by God is, en dat hy vanuit sy magsposisie aan God se regterhand vir jou intree by God? Is jy seker dat jy kind van God is? Ek vra nie of jy 'n Christen is nie. Ek vra of jy seker is dat jy deur die werking van die Heilige Gees weergebore is, sodat die Heilige Gees saam met jou gees getuig dat jy kind van God is, en sodoende aanspraak kan maak op die bemiddeling van Jesus Christus, jou middelaar, aan God se regterhand. Indien jy onseker is oor jou kindskap van God, luister verder. Om kind van God te word, dit wil sê, om weergebore te word, geskied slegs onder leiding van die Heilige Gees as volg. Erken dat jy sonder die Here Jesus 'n verlore sondaar op pad hel toe is, en dat jy Jesus nodig het as jou verlosser. Romeine 3, vers 23-24 sê vir ons baie duidelik, almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Matteus 5 vers 3. Geseënd is die wat erken en weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Bely jou sondes, vra vergifnis daarvoor, bely jou onvermoë om enigiets te kan doen, om die Here se guns te verdien. Bely dat daar vir jou sondes slegs vergifnis is, deur die kruisdood van die Here Jesus.
Vra dan dat God die Vader jou sonde sal vergewe. 1 Johannes 1 vers 7 tot 9. Ek sê weer, 1 Johannes 1 vers 7 tot 9. Maar as ons in die lig is, het ons met mekaar gemeenskap. Die lig beteken, in die teenwoordigheid van Jesus is, het ons met mekaar gemeenskap, en reinig die bloed van Jesus sy seun ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself, en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes, en reinig ons van alle ongeregtigheid. Handelinge 8 vers 12. Oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees, en aan hulle sondes nooit meer dink nie. O, wat 'n wonderlike vers is dit. Ek lees dit weer vir u. Handelinge 8 vers 12. Oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees, en aan hulle sondes nooit meer dink nie. Bekeer jou van jou verkeerde weë. Draai weg van jou sonde, en baie belangrik, breek daarmee. Laat staan jou sondes, gewoontes en sondige lewenswyses wat strydig is met die wette en verordeninge en die wil van God. Spreuke 28 vers 13. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, daarmee permanent breek, sal genade ontvang. Nooi Jesus in jou lewe in. Vra God om jou lewe te kom te regeer en om beheer oor jou lewe oor te neem. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Jesus is aan die woord. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom of haar ingaan en saam met hom of haar die feesmaal hou en hy of sy saam met my. As u nou u lewe aan die Here wil oorgee, deur permanent te breek met u sondige bestaan en sodoende die ewige lewe van God as gratis geskenk wil ontvang deur geloof in Jesus Christus alleen, sal ek vir u voortgaan in 'n gebed. Doen hierdie gebed agter my aan, net as u waaragtig wil breek met u sonde en kind van God wil wees. Ek sê weer, doen dit net as u waaragtig wil breek met u sonde en kind van God wil wees. Almagtige God, ek weet, nie uit myself nie, maar onder leiding van die Heilige Gees, dat ek 'n verlore sondaar is en nie 'n plek in die hemel verdien nie. Ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha vir my sondes betaal het met sy kruisdood, dat hy begrawe is en na 3 dae in die graf deur u bonatuurlike kragte uit die dood opgewek is as oorwinnaar oor die dood, sonde en die Satan. Ek neem Jesus aan as my verlosser en gee aan u die volle beheer van my lewe oor. Ek het berou oor my sonde. Ek bely dit vandag voor u en ek vra dat u elkeen van my sonde sal vergewe. Dat u my sal reinig met die bloed van Jesus. Help my deur die werking van die Heilige Gees om weg te draai van my sonde, om permanent daarmee te breek en u te volg vir die res van my lewe. Dankie vir die geskenk van die ewige lewe wat ek nou het. Amen. As hierdie gebed wat u nou gebid het, die begeerte van die hart is, kyk wat sê die Bybel daarvan in Johannes 6 vers 47. Dit verseker ek julle, en Jesus is weer eens aan die woord, wie in my glo, het die ewige lewe. Glo dat Jesus se kruisdood genoegsaam was vir God om jou sondes te vergewe, om jou aan te neem as kind van God, en om aan jou die geskenk van die ewige lewe te gee. Glo dit. Jesus Christus het vir jou sondes betaal, daardie sondes wat jy vandag bely het, en God het dit met die bloed van Jesus Christus afgewas. Glo dat Jesus se kruisdood genoegsaam was vir God om jou sondes te vergewe, en jou aan te neem as sy kind, en om aan jou die geskenk van die ewige lewe te gee. Romeine 10 vers 10 en vers 13. Met die hart glo ons, en word vrygespreek van ons sonde, en met die mond bely ons, en ons word gered. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Nou kan jy met alle eerlikheid vir God en die wêreld sê, ek glo in Jesus Christus alleen vir my redding, deur die kragtige werking van die Heilige Gees.
Johannes 1 vers 12. Aan almal wat Jesus aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Wat maak nie van my 'n kind van God nie? Ek vra weer. Wat maak nie van my en van u 'n kind van God nie? Niemand word 'n kind van God met geboorte nie. Niemand is 'n kind van God omdat sy of haar ouers Christene is en daardeur opgroei in 'n Christen kultuur nie. Niemand word 'n kind van God deur enige verbond nie. Niemand word 'n kind van God deur besprinkeling of toewyding nie. Niemand word 'n kind van God deur onderdompeling nie. Niemand word 'n kind van God deur ervaring nie. Slegs 'n waaragtige, wedergebore Christen word kind van God. Die Heilige Gees getuig saam met jou gees dat jy kind van God is. Indien u nie breek met u sonde of sondige lewenswyse nie, is u wedergeboorte 'n klug. En is daar geen verskil tussen u uiteinde en die van 'n heiden of 'n ongelowige nie. Die hel is u voorland. Galasiërs 5 vers 17 en vers 21b. Onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees. Maar die omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte. Daarom kan julle nie die een dag aan julle sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van die Heilige Gees probeer staan nie. Julle kan nie leef soos julle wil nie. Onthou, mense wat so lewe, sal nooit 'n plek kry in God se nuwe wêreld in die hemel nie. Galasiërs 6 vers 7 tot 8. Moenie julle self mislei nie. God laat nie toe dat iemand met hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe gaan inplant op die terrein van die sonde, sal jy die dood, die hel as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe, 'n plek in die hemel, as oes van God ontvang. Elke mens is selfverantwoordelik om kind van God te word, onder leiding van die Heilige Gees. Dis jou keuse. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, baie dankie dat u met die mens bemoeienis gemaak het in sy sondige staat. Dankie dat u vir Jesus Christus na hierdie aarde gestuur het. Ja, Here, u het in werklikheid self gekom in die vorm van Jesus Christus om vir ons sondes te kom sterwe. Dankie, Here, dat u die dood en die sonde en die Satan deur Jesus Christus op aarde oorwin het. Dankie, Here Jesus, dat u vir ons intree elke dag, dag en nag, jaar in en jaar uit by die Vader. Daar waar u nou sit aan sy regterhand en vir elkeen van God se kinders intree. Ja, Here, u tree net vir hom in vir ons sondes nie, maar vir elke ander ding, elke ding wat ons na Jesus toe neem, wat ons na die Vader toe neem. U wat die weg en die waarheid en die lewe is, Here. U tree vir ons in vir alles. Alles wat die kinders van God raak. Daarvoor is u ons middelaar. Aan u kom toe al die lof, eer en dank, ons hemelse Vader. Dat u ook saam met Jesus Christus vir ons sorg, elke dag. Neem ons dan nou by die hand, tot ons weer ontmoet. En laat ons, Here, so lewe, dat het tot eer en verheerliking van u naam sal wees. Rig ons denke, deur die kragtige werk van die Heilige Gees, na die dinge daarbo by u. Ons bid alles in Jesus se naam. Amen. Ek maak gebruik van skrifgefundeerde artikels op Google en ander geskrifte, maar ook mag ek gebruik van die Bybel in praktyk, wat uitgegee word vir koemboeke en nog en ander geskrif ook, 'n ander Bybel ook wat uit Amerikaans vertaal is, maar wat nou in Afrikaans beskikbaar is. Ons praat van die groot studiebybel wat geïllustreer word, wat 'n geïllustreerde reis deur die Bybelse geskiedenis is. As jy tog eendag
hierdie boeke in die hande kan kry, sal dit goed wees vir die eie Bybelstudieprogram. Tot 'n volgende keer, mooi loop en mooi praat oor Jesus. Amen.